Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Jan-Louis Lee. Welkom by Radio Scriptura. Ons is besig met my maand in perspektief en vanoggend het ons die A-span of die B-span, ons sal maar kyk aan die einde van die episode of die A of die B-span was. Dis ek en Gerrie van Ryn. En ons wil vandag bietjie gesels oor Jos Buys en die G3 Ministries kontroversie wat in my maand afgespeel het. Ons gaan nou bietjie daarop uitbrei. Dan was daar 'n interessante beriggie wat meeste van ons luisteraars dalk nie so raak sien nie, maar ons wil tog die gedagte rondom polyandrie in julle midde los. En dan, terwyl dit nou winter is en ook so 'n bietjie koud, wil ons bietjie gesels oor aanddienste na aanleiding van 'n bespreking wat ons as kerkverband so 'n bietjie in die kleine gehad het. So, hallo Gerrie en baie dankie dat jy saam met my gesels vanoggend. Ja, lekker om hier te wees, saam te gesels. So kom ons skop sommer dadelik af met ons eerste tema, Jos Buys en die G3 kontroversie. Nou Gerrie het vir ons so 'n bietjie huiswerk gedoen oor daai van, want dit klink so 'n bietjie Afrikaanserig. En as jy die van hoor Gerrie, dit is inderdaad, dit kom van Buys. So dit het sy wortels in Nederland, nee. Maar goed, in Mei 2025 het daar ernstige kontroversie rondom hierdie man Jos Buys, wat 'n stigter en voormalige president van die G3 Ministries was, na vore gekom. Daar was 'n interne ondersoek by die kerk waar hy as predikant dien, Praise Mill Baptist Church in Georgia in Amerika. En daar is bevestig dat hy oor 'n tydperk van minstens 3 jaar ten minste 4 anonieme sosiale media rekeninge en 2 Substack platforms en 2 e-posadresse bedryf het. Ek het nie tyd vir een nie, ek weet nie hoe hy dit reg gekry het met 6 van hulle nie. En nou hierdie rekeninge is gebruik om Christelike leiers en onder andere sprekers wat nou ook vanjaar by die G3 konferensie sou praat en ouderlinge in sy eie kerk anoniem te kritiseer en dan te belaster. En een van die meer prominente manne wat hy aangevat het, was 'n bekende figuur in gereformeerde kringe, ook wêreldwyd, Wydie Boukamp, en hy het met 'n anonieme e-posadres onder 'n alias het hy vir Boukamp het hy beweer dat Boukamp 'n GoFundMe wat hy in 2021 vir hartchirurgie gestig het, dat dit bedrieglik was, vir onwederregtelike doeleindes gebruik is of befonds is, en dat groot dele van sy boek Fault Lines eintlik maar plagiaat is wat hy by James Lindsay gesteel het. En aanvanklik, en ek dink dis waar die kontroversie rond baie groot geword het, aanvanklik het mense gesê, maar hierdie taalgebruik, hierdie struktuur van sinne, hierdie sinsnedes, dit klink baie soos Jos sou gepraat het, en hulle het hom daaroor gekonfronteer, en aanvanklik het hy alle betrokkenheid daarmee ontken. Hy het in 2025, nadat daar sonder enige vrees vir teespraak getuienis aan hom voorgelees dat dit hy is, het die ouderlinge van die kerk hom geskort en hulle het sy sonder as openbare grove sonde bestempel, en dit het toe daartoe gelei dat hy voorlopig geskort is. Ons gaan 'n bietjie ingaan daarop. Maar as gevolg van hierdie onthulling het hy bedank op 12 Mei as president van die G3 bedieninge, en die konferensie vir 2025 is gekanselleer, juis omdat hy sprekers op hierdie program geteken het. So Gerrie, interessante ontploffing in die evangeliese wêreld, breë kerklike wêreld. Dit is weer iets wat 'n mens kan sê, ons praat weer bietjie oor celebrity culture binne die kerkwêreld. Die mens op grond van dit wat met Steven Lawson en nie Wydie Boukamp nie, maar Ravi Zacharias gebeur het, is die ander man van wie ons, ek het nou vergeet, die derde voorbeeld, maar dit gebeur al hoe meer dat hierdie hoë profiel predikante die voete van klei wat hulle het duidelik maak, en dat hulle ook grof in die openbaar sondig, en wanneer so iets gebeur is dit seer, en dit is skandalig, en dit gee vir die wêreld regtig aanleiding om die kerk dan te bespot.
Wat jy hiervan gemaak? Ja, kyk, dit is gruwelik 'n skeermakery. Want om 'n klomp aantuigings net te maak anoniem. Ja. Die Here leer ons in 1 Timoteus 5 wel, is daar 'n saak vir aantuiging teen 'n ouderling is, moet daar 2 of 3 getuies wees. Nou om anoniem iets net kwyt te raak is allermins getuienis. En dan dink mens aan, ek het gedink aan Paulus wat vir Petrus aangevat het. Dit was by die Galasiërs, nê, wat hy het dit oor die regte ding gedoen. Die evangelie was op die spel en hy was nie skaam om op te staan vir die waarheid en sy naam daarachter, kan mens maar as te ware sê, te sit nie. En omdat dit iets is wat vir almal gebeur het, sou daar baie meer getuies ook gewees het. So dit is 'n baie hartseer manier om dinge te gedoen. Veral omdat dit so lank aangehou het ook. Ja, tydperk van hoe lank was dit? 3-4 jaar. Ja, en man, as jy so sterk voel oor 'n saak, stap die regte pad. En natuurlik gaan daar 'n koste wees. Maar om net beweringe te maak en dit agter 'n skuilnaam te maak en ja, dit is ek is hartseer oor sulke dinge. Soos jy sê, ons het weer met die hele celebrity kultuur te doen. Ons het ook op 'n mate met iets te doen van predikante wat te veel by buitekerklike dinge betrokke is. Die langsaan kerkbedienings. Ja. Ek sê dit moet so mooi bestuur en gedefinieer word. Dink maar net byvoorbeeld hoeveel moeite ons altyd doen met Scriptura om ons aan ons eie kerkrade verantwoordbaar te wees. Elke keer wat ek verslag moet doen, doen ek oor Scriptura en ek weet ons ouderlinge kyk en hulle luister en so dit is nie 'n wegkom kans om nou skielik 'n klomp ander goed te wil sê of verkondig op 'n ander manier as wat jy in die gemeente bedien nie. En dis asof hy hierdie ander manier gekry het om te sê wat hy regtig dink, maar op 'n baie onverantwoordelike manier. Ja, en as mense 'n bietjie ook terugdink aan die skandaal rondom Steven Lawson wat so rukkie terug losgebars het, was hy absoluut nie gebind aan die toesig en verantwoordbaarheid aan 'n plaaslike kerkraad en dit is nie noodwendig wat hier gebeur het nie, maar dit raak 'n probleem as 'n predikant 'n lone ranger op die vlakte is en vergeet dat hy 'n plaaslike gemeente bedien. En dit is regtig hartseer as mense bietjie ook kyk na wat op Josh Buys se CV is. Hy het weggebreek uit die SBC, juis as gevolg van die woke rigting waar in die SBC gegaan het en die sosiale geregtigheidsbeweging en klomp stellings of klomp kritiek wat hy teen die linkse rigting wat die kerke in Amerika ingeslaan het gelewer het en watter waarde dit gehad het. En nou as gevolg daarvan het die G3 of nie daarvan nie, as gevolg van hierdie ding wat hy nou gedoen het, die G3 bedieninge al die inhoud wat van hom afgekom het van hulle webtuiste afgehaal. En dieselfde het met Steven Lawson gebeur en ek wil myself verstaan om te sê dieselfde met Ravi Zacharias. En ek dink daar's soveel mooi goed wat hulle opgediep het. Ek bedoel die genade van die Here het hulle tog ook nie verbygegaan nie. Hulle het pragtige dinge geskryf en gedoen. En nou op grond hiervan Nou kan ons sê as jy in die klein dingetjies ontrou is, soos byvoorbeeld in die manier waarop ons 'n tugsaak, dis eintlik wat hy gedoen het. Hy het as 'n regter oor 'n saak besluit ek gaan nou so optree, mense aanval. En op grond daarvan wil 'n mens nou streep trek deur sy hele bediening en dis ongelukkig so. En ek weet baie mense sal sê jy weet ons mens moenie die bediening en die boodskap aanvat nie, ons moet gaan kyk na die boodskap, maar ek weet dit is teen die tyd wat, of teen die tempo waarteen al hierdie goeters gebeur, hierdie kontroversies met bekende ouens, is dit naderhand, jy wil regtig nie meer enige spesifieke ou se goed lees of vooropstel nie, want jy is bang in die pad af is daar kontroversie wat sy hele reputasie in die hek laat druk. Ja, en ek dink, kyk, kom ons trek dit nou nader aan onsself ook, die ons word
ook hierdeur weer ernstig gewaarsku dat die doel nie die middel heilig nie. Jy kan dalk die regte doel gehad het, die regte motivering, maar jy moet dit nog steeds op die regte manier doen. En daar's 'n rede waarom ons as kerke 'n kerkorde byvoorbeeld nou het. Om te sê, maar hier is ons manier hoe om sake te hanteer. En jy gaan jouself in die voet skiet as jy, omdat jy gefrustreerd is met ander ouens wat glad nie daarby hou nie, dan maar jou eie kort paaie wil begin vat. Ja. Daar's 'n rede waarom ons op grond van die skrif besluit het, daar's sekere maniere om goed te hanteer. In ons kerkorde het ons byvoorbeeld die maniere, as daar nou soveel verkeerd gedoen is deur iemand anders, om die saak op die regte tafel, op die regte manier, met die regte getuienis te kry. So ek dink ons moet net weer besef, want daar's baie mense wat sal sê, maar iets soos 'n kerkorde is baie onderdrukkend, amper skremmend vir kerkwees, maar dit gee ons juist die vryheid. Want daar het ons uitgestippel, hier is hoe ons dinge wil doen, hier is hoe ons dinge op grond van die skrif doen, en as ons van dit gaan afbeweeg, dan kry ons sulke hartseer situasies. Dis jammer dat 'n mens daai meelsteen om die nek van iets soos 'n kerkorde sit, want dit is eintlik maar net 'n opsomming van wat die skrif vir ons gee oor hoe om met mekaar te werk. En ek dink die beginsel hier, as jy mooi kyk na wat Paulus vir die Korintiërs sê in 1 Korintiërs 6, sê, hulle het mekaar gedurig deur hof toe gesleep, hulle het mekaar heeltyd in die openbaar verguis, en dis presies wat Paulus toe sê, is daar nie een wyse onder julle, en julle behoort die persoon in die gemeente wat die minste verstand het oor hierdie saak te laat beslis, julle gaan dan saam die engele oordeel, en nou kan julle nie oor die geringste sake mekaar met vrede laat nie, julle buiten verskeer mekaar. Ek dink is 'n ander gedeelte van Paulus se briewe wat hy praat van julle buiten verskeer mekaar, nie noodwendig Korintiërs, maar dit kom op dieselfde ding neer. So, wat sê ons nou? Ons sê met ander woorde, daar's 'n uitnemender weg om met mekaar oor die goeie te handel, is die eerste ding. Die tweede ding wat ons nou nog nie aangeraak het, moet net vinnig wil sê is, as jy 'n aantuiging maak teen iemand, en jy het nou gesê, jy moet bereid wees om agter dit te kan staan, en daardie aantuiging is vals, dan gebeur dit dikwels dat die mense wat die aantuiging gehoor het, die aantuiging reeds begin glo het. Daai ou storie van die leuen gaan 3 keer rondom die wêreld terwyl die waarheid sy skoene aantrek. Dit is ongelukkig so. En dink net aan die skade wat in iemand sy reputasie berokken, soos 'n Woudie Boukom. As sulke aantuigings gemaak word en hy is waarskynlik onskuldig, maar nou sit die aantuiging daar. So dis die volgende ding. Jy moet bereid wees om op te staan en as die waarheid is, dan behoort jy dit op die regte terrein aan te spreek, of die regte forum. Is daar nog iets wat jy wil byvoeg, of kan ons oorgaan na die volgende tema? Ja, dit kan oorgaan. Goed, so hierdie is bietjie gaga, as ek daai verskriklike akademiese woord kan gebruik. Daar was in Mei, die 11de Mei, as ek nou reg het, in die Citizen, was daar 'n artikel van Jolien Geldenhuys. Sy is bekend as die Pink Pitbull in bokskringe, en sy het haar boksafrigter Santini Lee, hoe hy het 'n mooi van, maar 'n lelike leefstyl. Laat nie bevooroordeel nie. Ja. Ek moet pas op, is nog dalk familie ook nog. Het hulle getrou op die strand daar in Erns in Salem Bay, ek weet nie mooi waar dit is nie, maar die kinkel in die kabel is, sy is getroud met haar man van 12 jaar, hy is Jack Geldenhuys, en hulle het 4 kindertjies, en hier is die hartroerende foto's op die strand, sy het pink hare, en hulle het trouwetjie daar gehou, en die hele situasie, of die hele punt van hierdie artikel is om die gedagte rondom die wysiging van die huwelikswetgewing in Suid-Afrika te probeer bevorder. Sy sê sy het nie saak om dit na die Hooggeregshof toe te neem nie, maar terwyl polygamie, is wanneer 'n man meer as een vrou het, wettig is polyandrie nie wettig nie, vrou kan nie meer as een man het nie. En die interessantheid is dat die wat pro-polygamie is in Suid-Afrika glad nie pro-polyandrie is nie, want daar's nou bepaalde tradisionele en konnotasies daarin. Maar dit wil tog net vir mense 'n paar dinge hier tuis bring, Gerrie, en ek wonder wat moet verkeerd gaan in jou huwelik,
dat jy voel ek het nog 'n man nodig. In baie ligter lyn, my pa het altyd vir ons gesê, moenie een vrou trou as jy nie twee kan bekostig nie. En ek dink in hierdie lyn is dit dalk bietjie iets anders. Ja, nee, dit is hartseer. Kyk, mens kan nie besluit wat mense voel en wat daartoe aanleiding gegee het nie. Maar dit is so onnatuurlik, so anders as wat die Here bedoel het. Saam met poligamie. Die Here het nog bedoel een man, een vrou, want soos ons in Efesiërs 5 so mooi geleer word, dit daar's die huwelik moet iets van Christus se verhouding met sy kerk wys. En nou natuurlik, daar's baie keer mense wat nou vra, maar wat maak ons dan met die poligamie in die Ou Testament, die konings van Israel wat soveel vrouens gehad het. Maar dan is dit interessant, dan is dit interessant om te sien daar dit word beskryf, dit word nie goedgekeur deur God nie. Ja, beskryf. As jy spesifiek kyk na wat met Jakob, Lea en Rachel gebeur het, dan is dit hoe die sonde absoluut die wonderlike van die huwelike besmet het. Gaan kyk byvoorbeeld na 'n ander en dit weer eens is beskrywend, nie voorskrywend nie. En dan gaan kyk jy na Hanna en Penina. Die hele rede hoekom Penina waarskynlik in die mix gekom het, is omdat Hanna onvrugbaar was en dit was 'n gebruik weer eens beskrywend, nie voorskrywend nie, dat 'n nageslag voort sou kom. Ek dink jy kyk na selfs iets wat half nie heeltemal poligamie is nie, maar tog ook in daai rigting ingaan, is hoe Hagar uiteindelik vir Ismael verwek het, want Sarah en Abraham dit net aan Abraham en Sarah. Hulle het nie op die Here vertrou nie, of soos wat hulle moes op die Here vertrou nie, en uiteindelik het hulle eie plan probeer maak. En as 'n mens gaan kyk na die voorvalle van poligamie wat die Bybel vir ons beskryf, dan moet mens sê, daar was altyd wetywering. Daar was altyd ongelukkigheid tussen die vroue. Daar was altyd die meer geliefde vrou en as gevolg daarvan die verwyte van die ander vrou. So as die Bybel dit beskryf, ek daag jou uit en ek daag enigiemand uit om dit vir ons 'n gedeelte te bring om te sê waar daar poligamie toegepas is en dit het hankie-dorie gegaan. Dit was pragtig, dit was wonderlik, dit het absoluut gewerk. Die Bybel gee nie vir ons, ek dink glad nie, ek kan nie nou 'n voorbeeld dink nie, ek dink glad nie daar is 'n voorbeeld van nie. En dit vertroebel die hele saak rondom die huwelik en dit vertroebel, ek sit en kyk na hierdie foto van hierdie mooi kindertjies. Hoe word 'n kind groot met hierdie absolute verwronge idee van wat 'n huisgesin behoort te wees? En soos die huwelik is, so behoort ons verhouding met die kerk te wees. En weet, nou trek hulle al klaar die huisgesin hierby in en die Here verduidelik ook in Efesiërs 2 en 1 Timoteus 3 vir ons hoe die kerk behoort te lyk aan die hand van die beeld van die huisgesin. Nou kan jy nou dink hoe verwronge daai kinders, daai mense moet dink oor die kerk. Ons is nou besig met ons reeks oor menslike seksualiteit, die katekismes daaroor. En ek dink hierin sien ons maar net weer Romeine 1. Mense wat die besef van God onderdruk en dan eerder ander dinge aanbid en God wat hulle dan oorgee aan hulle drange as deel van sy oordeel. En dit behoort eintlik 'n aansporing vir die kerk wees om kliphard uit te basyn wat die ware leer oor die huwelik is. En dan natuurlik ek dink dit raak al hoe meer dat ons as predikante as gevolg van administratiewe redes bietjie wegskram van byvoorbeeld die papierwerk by binnelandse sake, is 'n issue om in die tou te gaan staan, jou boeke in te gee. En al hoe meer ouens maak skei die kerklike en die staatkundige of staatregtelike deel daarvan. En ek wonder of dit 'n goeie ding is, jy weet, want hoewel die staat ek dink dis 'n lang gesprek, ons het nou reg ook privaat as predikant daaroor gemaak, maar dit voel tog vir my, die oomblik wat ons as kerk daai funksies oor begin gee, dan is ons op 'n baie gevaarlike terrein. Want God het tog huwelik verorden, nie die staat nie. Ja, ek is altyd verwonderd oor waarom ongelowiges wil trou. Maar ja, natuurlik. Wat gee daai drang, want as jy na wetgewing en so kyk,
jy kan jouself beskerm in 'n langtermynverhouding. So waarom het die mens hierdie behoefte baie keer om te trou? Waar kom dit vandaan? Wel, dit is nie, Ja. maar ja, soos jy sê, dit is 'n lekker lang gesprek vir sy eie tyd, maar God het Ek dink dit gaan oor die troudag. Ek dink absoluut gaan oor die troudag. As jy gaan nou sien hoe mense kere gaan oor die troudag. Oor die die troudag is dan ongelukkig ook baie keer 'n rede wat mense aanvoer om eers nie te trou nie, of om eers saam te bly, of om te lewe as man en vrou, want ons spaar nou geld hopelik om eendag te kan trou. So ja, ek dink jy's reg as jy sê daar's 'n oorbeklemtoning van die dag amper, eerder as wat daar as die fokus op die lewenslange verbintenis is in die huwelik. Maar kom ons trek nou streep rondom hierdie polyandrie, polygamie tipe van debat. Huwelik, een man, een vrou, sê nie dit is altyd perfek nie, maar dis die model wat God vir ons al gegee het nie om dowe te nie, want hy is besig om vir ons te verduidelik hoe die bruidegom met die bruid behoort te werk. En dit is die skema, dit is die forum waarbinne die huwelik plaasvind, as ek daai woorde mag gebruik. Kom ons stap aan na die laaste tema. Nou, aandienste is, lyk my in ons kerkverband deesdae 'n ding wat so skaars is soos hoendertande. Was so 'n bietjie 'n peiling gewees onder gereformeerdes hierdie week, of gereformeerdes in die GKSA, en ons het getel so 55 kerke van die so wat 240 Afrikaanse kerke ten minste, wat 'n aandiens en of 'n tweede diens het. Nou Gary, ek dink dit is waarskynlik ook 'n baie kontroversiële tema. En daar's baie argumente vir dit en baie argumente teen dit. So kom ons sit ons kop vierkantig aan daai byeenes en ons gesels daaroor. Ek wou sommer net aan die begin sê dat 79.4% van alle statistiek word op die plek uitgedink. Wat sê daar so 'n bietjie gaan kyk, Gary? Ja, nee, ek weet, maar iets soos Dopperdagboek, 'n Facebookblad is beperk. Ja, is nie, Ek weet van baie mense wat kies om nie daarop te wees nie, en dan is daar baie mense wat dalk nie eens daarvan weet nie, maar dit gee tog 'n aanduiding vir ons van iets wat ons op baie ander plekke al kan sien en kan. Kyk, ek dink net om dit ook te sê, ek dink die Kerkblad het so 2 maande terug ook 'n artikel gehad en waar hulle so jy weet tot die mate wat 'n mens kan vra hoe sien navorsing gedoen en nee, maar ek bedoel ek indruk van 'n tendens. Ek skiet nie die punt af nie. Ek sien heeltemal saam met die tendens. Ek sê maar net. Ek dink die gevolge waarmee ons baie keer dan te doen het, sou ons sê ons het nie 'n aandiens nie. Dis groot. Ja. Want die tweede diens, of jy nou in die aandtyd of die middag of die oggend, weet ek party gemeentes, het ons reël ons kerkorde dan. Dit is sodat die leer verkondig kan word. En as daar nie die deurlopende verkondiging van die leer is nie, dan onthou mense dalk nie. Of mense weet nie eers nie, maar waarom glo ons wat ons glo nie? En kom ons sê jy is dan by 'n gemeente wat onlangs baie mense van buite die gereformeerde wêreld af as lidmate ingekry het. Daar's 'n basis wat gebou moet word. En daar's nie 'n beter manier, glo ek, om hierdie basis te bou as deur oordentlike katkesasie en oordentlike leerprediking. So die oomblik wat jy daardie leergeleentheid wegvat, dink ek is dit 'n groot koste. En daarmee sê ek nie alle gemeentes is onverantwoordelik wat dit nie het nie. Daar's baie gemeentes wat om baie redes dalk nie 'n tweede diens het nie. Ek sê maar net, dit kom teen 'n koste. Veral omdat jy dink, as mens dan dink dat wat die belydenisskrifte betref, word ons kinders in die katedese gewoonlik met een gekonfronteer. Een van die 3 formuliere van enigheid, en dit is die Heidelbergse Katekismus. En dan miskien hier en daar baie kersoriese NGB en die Dordtse leerreëls. En dan nie regtig weer as daar nie iets soos 'n katekismusprediking is nie. Ek wil net, kom ons gee net 'n stapie terug nie, want ek dink die groot ding is nie moet ons
en is dit reg of is dit verkeerd om 'n aandediens te hê nie? So ek dink die groot ding is die Nuwe Testament skryf nie 'n oggend en 'n aandediensmodel voor nie. Dit sê net so dikwels as jy saamkom. En as jy gaan kyk na wat in Handelinge gebeur, die vroeë kerk het waarskynlik elke dag bymekaar gekom. As jy mooi Handelinge 2 tot 7 gaan lees en jy sien hoe byvoorbeeld Handelinge 3, 4, 5, 6 vir ons vertel hoe die apostels daagliks by die pilaargang van Salomo bymekaar gekom het of baie by die pilaargang van Salomo bymekaar gekom het en die kerk daagliks gegroei het, dan kry jy die indruk dat hulle baie meer bymekaar gekom het. Baie meer as wat ons doen ten minste. Meer saam geleef het. Ja, en waarskynlik was dit dan nie altyd 'n erediens nie, maar daar was 'n baie meer interverweeflikheid onder die gelowiges van die Nuwe Testament. En as jy kan kyk onder die omstandighede waaronder hulle bedien het en waar hulle geleef het, dit was onder die Romeine. En die Romeine en die Jode was hulle vyhandig gesin. Onthou, hulle het vir die eerste eeu, miskien eeu en 'n half, as 'n Joodse sekte kon hulle wegkom daarna toe, hier van Handelinge 11 af, toe bars daar rondom hulle vervolging uit wat in 'n sekere sin tot vandag toe nog aangaan. Maar hulle het nie die luukse gehad van om te sê, goed, ons het Sondag af, Sondag is naweek nie. Naweek is 'n moderne uitvinding, nee. Hulle het Sondag voor werk, het hulle kerk toe gegaan, waarskynlik Sondag aand na kerk het hulle dag begin afgesluit met hulle geloofsfamilie. En dis, ek wil nie sê dis waar dit vandaan kom nie, maar dis tog die model. En hulle is naderhand verbied om dit te doen, hulle het ten hoë koste van hulle self dit gedoen. So, ek dink ons moet minder beweeg van, of ons moet wegbeweeg van die idee van ons moet gaan, en sê maar, ons het regtig hierdie behoefte, om saam met my broers en susters in die geloof by mekaar te kom, en dan nog opgebou te word in die geloof. Want, dit wat jy nie, dit is soos 'n armspier, of so spiere wat jy nie oefen nie. As jy daai spier nie oefen nie, dan raak jy naderhand pap. As jy sekere gawes en sekere dinge nie ontwikkel nie, dan word dit weggevat, nee. Ja. Ek lag so. Nee, ja, ons kan maar net so wel sê amen. Ek lag so want dit is soos met baie besluite in die lewe, die moeilike besluite is nie tussen reg en verkeerd nie. As ons nou duidelik uit die woord uit sou kon wys en sê wel, dit moet. Maar dis regtig 'n besluit tussen goed en beter. Soos jy sê, ons word nie voorgeskryf, jy moet dan en dan. Ek weet daar's mense wat dit wil verbind met die offers wat in die Ou Testament in die oggend en die aande gebring is, maar Psalm 5 en 6. Ja, en wat se 92, maar die vraag moet vir ons eenvoudig wees, wat mis ons deur dit nie te hê nie? Wat bereik ons deur dit te hê? Wat is die redes waarom ons dit tans nie dalk het nie, of het? Dalk net ek sê wel, ons doen dit nou maar want my pa en my oupa het dit gedoen nie. Ons moet weet hoekom ons dinge doen. En dan natuurlik, vir my is die groot ding, maar wat mis ek as ek dit nie het nie? Wat ontbreek? En ek glo mens kan mooi sien wel, is daar nie die deurlopende verkondiging van die leer is nie, dan is dit iets wat in gelowiges se mondering kan ontbreek. Dit is die taal van die belydenis is ongelooflik mooi en dit gee vir jou woordeskat om dit wat rondom jou gebeur te kan aanspreek en te kan bespreek. In die oomblik wat jy ontbreek daaraan, dan stamel jy en dan is dit partykeer asof jy ontmondig is, nee. Ek dink, ek wil teruggaan op iets wat jy nou gesê het en ek dink dis al van die doodsnikke van hierdie episode, ons kan ook daarmee afsluit. Ek het nie so seer 'n probleem met die feit dat dit voorkom as 'n gewoonte nie. Nee, ek dink die hoofklagte dikwels is maar dis net 'n gewoonte. Goed, maar hoe leer jy 'n kleuter of 'n baba van erediensbywoning? Weet hoeveel ma's het al vir jou gesê, Gerrie, hulle kom kerk toe met 'n kleuter of 'n Peter en dan staan hulle buitekant en sis en hoe desperaat hulle is om die woord verkondiging te hoor. En ek dink dit geld net vir 'n tweede diens, dit geld vir alle eredienste.
En ek was nou die aand in die erediens waar ek beloof vir jou, die ma wat agter my gesit het nie 3 woorde van die preek gehoor nie. Ons het al kinders kerk toe gebring. En hulle was op en af en op en af. En hulle het die ritme en hulle het die liturgiese gedrag geleer. Hulle het ingekom, hulle het saam gesing, hulle het die seën van die Here ontvang. En mettertyd, wanneer ons kinders getrou kerk toe bring, dan leer hulle die ritme aan. En ek dink dieselfde geld waarom vir 'n tweede erediens. Vat byvoorbeeld jou eie vrou, my eie vrou. Hulle, my jongste, my 3 wat saam met ons kerk moet kom, is mens nie uitgelewer aan haar nie, maar sy sit altyd alleen met hulle en sy het dikwels vir my gekla. En as jy oropypies het en ma moet na een kyk en van die kinders moet dan deur die lidmate versorg word terwyl jy preek. Dit is tog besonder om vir vandag te kan sê al 3 my kinders sit in die kerk en hulle is teenwoordig en hulle, ek weet nie altyd hoeveel hulle inneem nie. Ek het 'n vermoede dat my stem baie terapeuties vir my jongste is, want as hy in die kerk kom dan is hy snoesig aan die slaap gesis en dan moet sy ma hom wakker maak, maar jy moet hom 'n bietjie van etiges vertel. Van in die venster laat sit terwyl ek preek. Die punt is net, al is dit dan 'n gewoonte, Gerry, dis 'n goeie gewoonte en ek dink dis nie om dowe neete nie en mettertyd gaan hulle verstaan waaroor dit gaan. Nee, en dit is hoekom ons dit bly doen, want dit het waarde. Dit sou die toppunt van malligheid gewees het om iets te doen by herhaling en dit is doelloos. Goed, gaan ons 'n streep trek daar. Ek dink ons het nou genoeg gesê vir vandag. Laaste gedagte van jou of kan ons afsluit? Nee, ons kan afsluit. Nou sê. Baie dankie dat julle dan saam geluister en saam gekyk het vandag. Ons hoop hierdie temas wat ons vandag bespreek het so 'n bietjie iets in julle wakker gemaak, dalk 'n gesprekspunt of 2 gestimuleer. Ons is tans ook besig, soos Gerard na verwys het in ons gesprek nou met 'n reeks oor menslike seksualiteit of die katekismes oor menslike seksualiteit. Dit is 'n wonderlike gesprek en ons moedig almal aan om daarna te luister. En dan tot volgende keer is dit totsiens.